vandag, want ons weet, U lewe. Ons verlosser is nie in die graf nie, U het opgestaan, die graf is leeg, en ons kan vanmôre sê, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? En omdat U leef, Here, sien ons regtig kans vir vandag, vir die week wat voorlê, vir al die uitdagings wat hierdie week oor ons pad mag kom. En Here, ons kom vandag na U toe as U kerk. Nie perfek nie, glad nie perfek nie, maar honger vir U. Dankie vir die woord wat ons leer. Dankie vir die Gees wat in ons werk. Dankie dat ons die voorbeeld van die eerste gemeente in die Bybel het, sodat ons by hulle kan leer. Dankie dat ons kan lees hoe U 'n pad met hulle gestap het, hoe U hulle gelei het. En dankie dat ons sommer net vanoggend kan besef, U is nog dieselfde God. U is nog steeds besorgd oor die kerk. En dit wat ons vanoggend hier doen, maak vir U saak. Here, wanneer ons die woord gaan oopmaak vandag, dan wil ons vra dat U ook ons elkeen se hart sal kom oopmaak. En dat U regtig uit ons gedagtes sal kom wis ons verkeerde idees oor kerk. En dat U sommer net weer U hart vir ons sal kom wys, hoe U wil hê kerk moet lyk. Heilige Gees, kom ontmoet ons elkeen waar ons is op ons geestelike reis vandag, en kom vorm ons om meer en meer soos Jesus te word. Heilige Gees, kom oortuig ons vanmôre van ons sonde, en kom verander ons harte. En kom gee weer in ons die Vader se hart, 'n hart vir mense, 'n hart vir diens, 'n hart vir die koninkryk. Dankie dat ons vanmôre kan deel wees van 'n ongelooflike geloofsfamilie. En kom gee sommer net weer, terwyl ons hier langs mekaar en by mekaar en in mekaar se spasie sit, kom gee sommer net weer in ons 'n diep liefde vir mekaar. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Jy kan jou Bybels op nou oopmaak by Handelinge 6. Dis vir ons trek en ons reis nou deur Handelinge. Sit jou lentjie daarin of jou vinger daarin, hou hom net daar vas. Nou ek hou daarvan om te begin met 'n vraag. 'n Vraag is sommer net om jou kop in die game te kry en om jou te help om met hierdie tekste, ek gaan nou op met die Engels, vergewe my, te engage. Alright. So die vraag waarmee ek vanmôre wil begin, sommer net om jou kop aan die gang te kry voor ons hierdie deel gaan lees, en voor die Heilige Gees ons met die woord van God gaan konfronteer, is die vraag, hoe lyk 'n kerk wat vol is van die Heilige Gees? Hy hom gaan so 'n bietjie vas. Hoe lyk 'n kerk, hoe dink jy, lyk 'n kerk wat vol is van die Heilige Gees, waar die Heilige Gees aan die werk is, waar mense gehoor gee aan die leiding van die Heilige Gees. Get you? Nou wil ek jy moet gaan na die ou daar langs jou te draai en sommer net daai een gedagte, een sin of twee sinne wat jy nou daar in jou hart het. Hoe lyk 'n kerk wat vol is van die Heilige Gees? Deel dit gou met mekaar. Dis amper asof dit 'n onseker gefluister is vanmôre, in plaas van toe ek vir julle gevra het wat jou gunsteling sweet, dit weet jy. Dit weet ons. Toe was dit lekker hard en lekker gelag en so amper al vir onsekerheid. Hoe lyk 'n kerk waarin die Heilige Gees aan die werk is? Moenie worry nie. Die Bybel gaan ons lei vandag daarin. Die Bybel gaan vir ons bietjie help daarmee. So vandag kom ons by Handelinge 6 en tot op hierdie punt in Handelinge sien ons hoe die kerk drasties groei. Daar's hierdie enorme groei wat baie skielik gebeur. En as ons Handelinge 1 tot 5 lees, dan water ons monde eintlik, want ons verlang om ook daai groei te sien. Ons verlang om ook daai kerk te sien wat uit sy nate uitbars. Ons verlang om die werking van die Heilige Gees op so 'n manier te beleef. Maar vir ons voel dit ons beleef die teendeel. Nie waar nie? Vir ons voel dit ons beleef eintlik hoe die kerk kwyn. Hoe gelowiges minder raak en hoe gelowiges al hoe minder kerk toe kom. Ouens wil nie meer commit nie, wil nie meer verbind wees aan die kerk nie. Gaan loop Sondag in die mall, dan sien jy almal gebruik deesdae Sondag om inkopies te doen. So Handelinge 1 tot 5 het hierdie enorme groei, ons lees dit, ons het hierdie verlange daarna, maar dan kom ons deur hierdie proses lees ons van die kerk, ons sien ook dat die kerk nie 'n foutlose beweging was nie. Daar was ouens wat in die kerk beland het, wat se hart en motiewe nie so suiwer was nie. Ek
Ek dink sommer net aan Ananias en Safira, oor wie ons 'n paar weke terug gelees het. Nou John Piper, hy is 'n baie goeie teoloog, dis een van die ouens wat jy maar kan gaan volg. Hy sê, a true movement of the spirit in this world, met ander woorde in hierdie sondige wêreld, a true movement of the spirit in this world will always sweep some debris into the church. Met ander woorde, jy moenie by daai deur instap en verwag, alles hier gaan perfek wees, en al die mense hier gaan sondeloos wees, en hier's niks foute nie, en ons doen alles hier reg nie. Hier gebeur ook dinge, want ons is ook in die wêreld, en ons is ook sondige mense. Hoe gebeur dit, dat iemand in die kerk is, maar nog steeds iets doen, soos wat byvoorbeeld Ananias en Safira gedoen het? Hebreërs 6 sê vir ons, dis heeltemal moontlik, en sien dit as 'n waarskuwing vanoggend, Basileia familie, dat dis heeltemal moontlik om deel te hê aan die kerk, en iets te proe van die kragtige werking van die Heilige Gees, en nog steeds verlore te gaan. Hoekom? Omdat hulle uiterlik aangegryp is deur die krag van God, maar nooit innerlik werklik wedergebore was. Alright, van die voorbeeld van Jesus, daar's 'n klomp ouens wat agter Jesus aangeloop het. Maar net 'n paar het hom gevolg. 'n Klomp ouens wat agter Jesus aangeloop het om te sien wat hy volgende gaan doen. Hulle was opgeneem in hierdie hype van hierdie ou wat hierdie wonderwerke doen. Hulle wou sê, ons was daar in die voorste ry, ons het dit eerstehands gesien, maar min ouens het hom gevolg. Min ouens het die veranderinge gemaak en die commitment gemaak en 'n verhouding met hom gehad. So jy kan uiterlik aangegryp wees deur die krag van God, maar nooit innerlik regtig wedergebore wees nie. Jy kan deel wees van die kerk, die bonatuurlike krag van God sien en beleef, maar nooit jou sondige, selfsugtige natuur kruisig nie. Nooit 'n diep verlange na heiligheid hê nie. Dis moontlik. Maar dit is goed vir ons om te hoor dat die vroeë kerk nie perfek was nie. Dit is goed vir ons om te hoor van die uitdagings wat hulle gehad het, want hier sit ek en jy in 'n minder as perfekte kerk, met baie van dieselfde uitdagings. Ek onthou in my gesprek met, ons het 'n paar gesprekke gehad met Marius en Elma, net toe ek beroep is, maar voor ek hier bevestig is, was hulle woorde aan my, moenie dink, en hulle het met liefde gesê, moenie dink, Basileia gemeente is 'n klomp engeltjies nie. Nee? Kan jy daarom dit van jouself sê? Ek is nie 'n engeltjie nie. En daarom het ons Handelinge nodig, en het ons 'n gedeelte soos Handelinge 6 nodig, wat ons rig, en wat vir ons wys wat die Here se hart is. En ek wil hê, as jy daai gedeelte nou so voor jou het, kyk dit gou saam met my net na vers 1. In vers 1 staan daar, in daardie tyd, toe die gelowiges steeds meer geword het. Met ander woorde, groei, dis wat ek hier hoor. Kyk, gaan na die laaste vers in daai gedeelte, vers 7. Dis die gedeelte waarmee ons vandag werk, vers 7 staan. Die woord van God het verder versprei, en die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Wat hoor ek hier? Ek hoor groei. So vers 1 sê groei, vers 7 sê groei, maar wat tussen vers 1 en vers 7 gebeur, is 'n krisis, is 'n bedreiging vir die vroeë kerk, 'n uitdaging. So ons begin met groei, dan het ons hierdie challenge, hierdie krisis in die middel, en dan eindig ons weer met groei, en wat sê dit vir jou? Wat sê hierdie prentjie, hierdie eenvoudige prentjie wat ek nou vir jou teken vandag? Dit sê vir ons, die kerk het daai uitdaging reg hanteer. Want anders het dit gesê het groei, krisis, opgehou groei. Maar daar staan groei, krisis, groei. Met ander woorde, dit wat tussen vers 1 en vers 7 gebeur, is dat die kerk, die apostels spesifiek, hierdie krisis reg hanteer het. En dit sê vir jou en vir my, hier's iets wat ons moet leer. Hier's iets wat ek en jy moet raak sien, as ons dieselfde in Basileia wil sien gebeur. Alright, so kom ons lees saam.
In daardie tyd, toe die gelowiges nog steeds meer geword het daar teen die Hebreeussprekendes klagtes gekom van die Grieksprekendes, dat hulle weduwees in die daaglikse versorging afgeskeep word. Die Grieksprekendes het kom klaar. Alright. Die 12 apostels roep toe al die gelowiges bymekaar en sê vir hulle, dit is nie reg dat ons die verkondiging van die woord van God verwaarloos om die versorging te kan behartig nie. Nou, broers, soek 7 mans onder julle uit, wat daarvoor bekend is dat hulle vol van die Heilige Gees is en wysheid het, sodat ons hulle vir hierdie taak kan aanstel. Ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly gee. Die voorstel het by al die gelowiges byval gevind en hulle het Stefanus gekies, 'n man met 'n vaste geloof en vol van die Heilige Gees, en verder Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaas, wat van Antiochia afkomstig was en van tevore uit die heidendom tot die Jodendom oorgegaan het. Die gelowiges het hulle voor die apostels gebring en dit vir hulle gebid en hulle die hande opgelê. Die woord van God het verder versprei en die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Selfs 'n groot aantal priesters het gelowig geword. So wat gebeur hier? In Handelinge 1 tot 5 word die Heilige Gees uitgestort op die kerk. Duisende mense, letterlik, duisende mense kom tot bekering. Die kerk groei drasties, maar tot dusver het die kerk nog net druk van buite af beleef. Vervolging van buite af. Die godsdienstige leiers van die Jode, wat nie van hierdie beweging gehou het nie. En dan kom ons hier in Handelinge 6, en nou is daar 'n ander soort bedreiging wat hier in die kerk, in die Christelike beweging is, en dit is 'n bedreiging van binne in die kerk. En hierdie bedreiging het basies 2 dele. Die eerste deel is hierdie konflik tussen die Helleniste, dis die Grieksprekende Jode, en die Hebreërs, dis die Hebreeus of Aramees sprekende Jode. So vers 1 sê vir ons, die Grieksprekendes het begin kla, omdat hulle gevoel het, hulle weduwees word in die daaglikse versorging afgeskeep. Kom ek verduidelik dit net so kortliks vir jou. So as gevolg van die Romeinse oorheersing en die ballingskap en 'n klomp goeders wat in hulle geskiedenis gebeur het, het die Jode die pad gevat. Hulle het begin versprei oor die Midde-Ooste, die ou nabye Ooste, kom ons sê eerder so. En hoofsaaklik omdat hulle gevlug het vir hulle eie veiligheid en omdat hulle op soek was na beter lewensomstandighede. Maar en hierdie Jode praat ons van as die diaspora. Jy het al daai woord ergens gehoor, né? Die diaspora. En die grootste gedeelte van die ou nabye Ooste was Grieks sprekend na Alexander die Grote daardeur is. En die gevolg was dat die Joodse diaspora, almal wat so uit Jerusalem en Israel uit weggetrek het, dat hulle Grieks moes leer. En dat hulle, om te oorleef waar hulle was, so hulle het begin om Grieks te praat. Nou van daai ouens het later teruggekeer na Jerusalem toe, maar nou is hulle Grieks sprekende Jode. Right? En uit die aard van die saak was daar in Jerusalem verskillende sinagoges wat spesifiek hierdie ouens in hulle eie taal bedien het. So daar was 'n sinagoge vir die Grieks sprekende Jode, en dan was daar sinagoges om die Hebreeus of Aramees sprekende Jode te akkommodeer. En toe die kerk gebore is uit die Jodendom, natuurlik, toe bestaan hy uit beide Grieks en Hebreeus of Aramees sprekende Jode. So jy het hierdie kulturele en taal en etniese botsing in die Christelike kerk, die eerste kerk gekry. So in hierdie eerste gemeente was hulle baie besorg daaroor om die weduwees te versorg. Die weduwees het elke dag kos gekry. En die rede daarvoor was dat weduwees in die Bybelse tyd was eintlik as jy 'n weduwee was, as jy vergeet en het hulle jou sommer maklik eenkant geskryf, het baie swaar gekry. Jou man is nie meer daarom vir jou te sorg nie, en as niemand hulle oor jou ontferm nie, dan kry jy swaar.
Die Christene het die behoefte raak gesien en in die gaping kom staan vir die weerbare vroue en hulle daagliks versorg. En dit was deel van die rede hoekom die Christelike beweging so gewild was, want die mense van buite af het gesien, hierdie ouens kyk na mekaar. Hierdie ouens gee genuine om vir mekaar. Hierdie ouens los mekaar nie net en die een suffer in silence nie, hulle help mekaar. En omdat hulle mekaar bedien het, was dit vir die ouens van buite af 'n aangename verandering van dit wat hulle gewoond was, en dit was survival of the fittest, elke ou vir homself. Maar daar was binne in die kerk dan nou hierdie kulturele verdeeldheid. En wat gebeur as mense van verskillende tale en of verskillende kulture by mekaar kom? As ons almal hier uitstap en hierso is verskillende kulture, dan gaan staan jy by die groepie of gaan sit jy by die tafel waar die ouens jou verstaan en waar jy hulle verstaan. Nee, dit gebeur. En wat hier gebeur het is, hierdie ouens het by mekaar gaan sit, die Griekssprekendes by mekaar gaan sit en die Hebreeuwssprekendes by mekaar gaan sit en dan het hulle mekaar dopgehou. En dan wanneer die kos bedien word, dan die Griekssprekendes aan mekaar gestaan en sê, sien jy, hulle kry weer eerste kos vandag. Sien jy, hulle kry kos terwyl dit nog warm is. Het gaan nou weer eers hier by ons uitkom as dit koud is. Of sien jy, kyk hoe groot is hulle borde opgeskep. En nou as hulle hier by ons kom, dan kry ons net so 'n bietjie. Dis 'n pappel klaar. Ek weet nie wat die klagte was nie. Ek probeer vir jou 'n prentjie skets van wat moontlik hier gebeur het. So, hulle het begin kla, hoe sê die Bybel dit vir ons, murmureer. En die klagte beland op die apostels se tafel. En nou moet die apostels dit baie dringend en met erns hanteer. Want as dit so sou voortduur, sou die hele Christelike beweging en ook as gevolg daarvan die heerlikheid van Christus in die oë van die wêreld verdof. Kom ons sê dit net gou vir mekaar. Die kerk is altyd onder 'n vergrootglas. Ek kan my al so vererg as ek die koerant oopmaak en die NG Kerk op die voorblad. Maar die kerk is altyd onder 'n vergrootglas. En mense sien wat in die kerk gebeur. En mense maak aannames oor Jesus en oor God. Oor dit wat hulle sien in die kerk gebeur. Die konflik het die potensiaal gehad om die verspreiding van die evangelie na die res van die wêreld toe te verhinder. Dit het die potensiaal gehad dat die mense na die kerk kyk en sê, o nee, kyk hoe maak hulle met die Griekssprekendes. Ons wil nie, of kyk, sien julle hoe beklei hulle alweer daar onder mekaar. Nee wat, ek sien nie kans vir dit nie. Nou soos ek praat, hoor jy al klaar daai verskonings van daai mense wat jy ook al teëgekom het wat sê, hulle wil nie deel wees nie van die kerk as gevolg van ... jy kan dit invul. Maar jy hoor dit in jou gees, né? Daai verskonings. So die apostels wou optree om dit te verhinder. En die tweede deel van hierdie bedreiging, hierdie groot bedreiging vir die kerk, was die gevaar wat die kerk geloop het om die bediening van die woord en gebed af te skeep. So sou hierdie konflik op die verkeerde manier opgelos word, sou die gebed van die gemeenteleiers en die woordbediening aan die gemeente agterweeg geraak het. As hulle dit verkeerd hanteer het. Die apostels sê vir hierdie gemeente, ons kan nie die verkondiging van die woord van God verwaarloos om die versorging van die weduwees te kan behartig nie. En nou op die oor klink dit nie lekker nie. Nee. Dit klink nie vir ons lekker nie. Hoekom? Want ons is humanisties ingestel. Die mens en sy krisis kom vir ons eerste. Maar as ek hierdie woorde lees, dan klink dit vir my soos 'n verdediging. So ek wonder of het iemand nie dalk voorgestel, toe die krisis nou begin, en hulle onderlangs begin moan en murmureer, dat iemand dalk vir die apostels gesê, nee, ouens, julle moet asseblief kom, julle moet kom kyk, elke dag as die kos aan die weduwees bedien word, moet een van julle ten minste daar wees.
Julle moet kom toesien dat hierdie goed reg gebeur. Julle is die leiers van die kerk, julle moet dit doen. En alhoewel dit 'n wesenlike probleem was, sê die apostels, was dit nie die moeite werd om hulle roeping om die woord te bedien, te verlaat, om tafels te bedien nie. Hoe nou dominee? Jakobus 1:27 sê dan egte en suiwer godsdiens voor die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan. Ja, dit is waar. Die Bybel sê dit vir ons, dit is hoe dit is, né? Maar enige bediening aan hulpbehoevende mense sonder die evangelie, hoor wat ek sê, is liefdadigheid. Right. Enige hulp wat jy gee aan enige iemand, sonder om die evangelie daarmee saam te gee, is liefdadigheid. En liefdadigheid op sigself is nie 'n slegte ding nie. Maar die kerk is nie opgeroep tot liefdadigheid nie. Die kerk is opgeroep tot diakonia. Die Bybelse prentjie is groter, dit is diakonia, dit is diens wat beide die liggaam en die gees van die mens versorg. Die kerk is geroep om brood uit te deel, ja, maar nooit sonder die brood van die lewe nie. Lekker man, ek gaan hom so vas, ek hoor myself so mooi so. Die kerk is geroep om nood te verlig, ja, maar saam met Jesus, saam met die verkondiging van Jesus, saam met die feit dat Jesus mense verlos. Dit is die boodskap wat by mense moet uitkom. Nie net die kerk is hier om te gee nie. En dis wat ons onderskei van die nasionale lotery en die geld wat hulle alles vir liefdadigheid gee. Ons gee nie net geld nie, ons gee nie net kos nie, ons gee die brood van die lewe daarmee saam. Of dis wat ons veronderstel is om te doen. So verstaan net hierdie onderskeid. Basila, liefdadigheid is om mense in nood te help. En hoor mooi, ek sê nie vandag liefdadigheid is verkeerd nie. Maar die kerk is opgeroep tot meer. Die kerk is opgeroep tot diakonia, om mense te help in nood, maar om hulle na Jesus toe te wys in die proses. Ek het so 'n klein boekie, eendag as ek tyd het, sal ek vir julle die groot storie vertel van hoe ek daai klein boekie gekry het, maar oom het hom vir my gegee in die hospitaal. En die eerste storie wat ek in die boekie gelees het, het daar gestaan, die kerk kan nie 'n bediening hê sonder brood nie. Maar die kerk moet versigtig hê om brood te hê en nie 'n bediening nie. Dit was die eerste storie wat ek in die boekie gelees het. En dit het regtig my denke uitgedaag ook op daai stadium. So diakonia sê, God gee om vir die mense liggaam, ja, maar God gee om vir die mense siel. Diakonia vloei uit die hart van Jesus self. In Markus 10 vers 45 staan daar, die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien, en dan is die belangrike gedeelte, en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Jy moet daai gedeelte bylees. So Jesus voed mense, ja. Jesus genees mense, ja. Jesus gee om vir mense, ja. Maar Jesus sterf ook vir daai mense, om hulle siele te red. En Jesus is die perfekte voorbeeld van diakonia, van diensbaarheid. So daar was hierdie tweeledige bedreiging vir die kerk. Die konflik tussen die Helleniste en die Hebreërs, die Grieks sprekende Jode en die Hebreeus sprekende Jode. En dan nommer 2, die gevaar dat die woordbediening aan die gemeenskap in hierdie proses afgeskeep gaan word, oor die apostels hulle tyd elders moet gee. Hoe oorkom die apostels hierdie bedreiging? Die Heilige Gees, die Heilige Gees, kyk, ons kan niks doen sonder die Heilige Gees nie. Hy lei die apostels om albei hierdie dele van hierdie bedreiging te oorkom, deur die opdrag aan die gemeente te gee en te sê, kies 7 mans. Kies 7 mans, nie sommer net enige ou wat beskikbaar is nie, hoor mooi, daar's 'n kwalifikasie. Ouens wat vol is van die Heilige Gees en wat oor goddelike wysheid beskik. Dis die voorvereiste. So die apostels delegeer hierdie verantwoordelikheid.
omdat hulle lui is, beslis nie. Oor hulle gedink het, die versorging van die weduwees is benede hulle, verseker nie. Omdat hulle die onskatbare waarde van suiwer onderrig in die woord verstaan het. So die oplossing vir hierdie probleem was 'n verskeidenheid van gawes en roepings. Dis nie ons almal se roeping om hier voor te staan en die woord te deel nie. Dit is nie ons almal se roeping om by Rispa of by ons nood en armoede bediening betrokke te wees nie. Dis elkeen se roeping en gawes lyk anders. Maar die oplossing was 'n soort spanwerk in die liggaam van Christus. Die oplossing was diakonia, 'n diepe besef dat almal, met ander woorde die hele gemeente, geroep is om te dien soos Jesus en nie net die 12 apostels nie. Ek preek van nature die kant, ek moet dink ek pik op julle nie, hoor. Ek gaan my lyf nou sodra en kry julle dit dalk. So die vraag waarmee ons vanoggend begin het is, hoe lyk 'n kerk wat vol is van die Heilige Gees? Basilea gemeente, 'n kerk, of in 'n kerk wat vol is van die Heilige Gees, is daar 'n gedeelde bedieningslas. Luister. God se plan vir sy kerk was nog nooit dat dit 'n one-man show moet wees nie. Nooit. 'n Kerk wat net een bedienaar het, 'n dominee wat baie begaafd is en baie talente en gawes het en goed is met elke bediening, is nie 'n kerk nie. Die probleem is egter vandag dat kerke op soek is na super dominees. Dominees wat alles kan doen, dominees wat by alles uitkom. Ek lees nou die dag so tongenietjies 'n vakature in die kerkbode. Hulle soek 'n predikant. En hulle vereistes is dit, minstens 20 jaar ervaring, maar moet asseblief ook jonk en energiek wees. Nou, ons kan nou lekker daarvoor lag, né? En ek lag ook as ek dit goed lees. Maar as ons eerlik is, dan is dit baie kerke se onuitgesproke verwagting. Die verwagting dat die dominee alles moet wees en alles moet doen vir almal. Maar dis nie Bybels nie. En meeste kerke se probleem is nie dat hulle 'n lui dominee het of die verkeerde dominee het nie, maar eerder dat hulle die verkeerde idee van kerk het. Diakonia sê, ek het die verantwoordelikheid om soos Jesus te dien, net soos die ou langs my daar verantwoordelikheid het. Ek sê weer, God het nie bedoel dat die kerk 'n one-man show moet wees nie. En gelukkig is die kerke waar elke gemeentelid besef, hy of sy het 'n rol te speel, hy of sy het 'n dienswerk te doen. Ek kom nie net kerk toe nie, ek is die kerk. En hoe lyk dit as 'n kerk is? Handelinge 6 kom breek hierdie idee oop. Die apostels kom sê, ons kan nie alles doen nie. Dit is eintlik 'n pleidooi hier by hulle. Ons kan nie alles doen nie, want as ons al daai ander goed gaan doen, gaan ons dit waarvoor God ons geroep het begin afskeep. Die apostel sê, ons roeping is om met God oor julle te praat, gebed, en om met julle oor God te praat, woordverkondiging. Die apostel sê, ons dra nie die bediening van die kerk alleen nie. Okay, so ek het gaan dink aan 'n metafoor om dit vir jou te verduidelik. En die beste een waarmee ek kon opkom was 'n rugby een. So vergewe my rugby kennis is so goed nie, so byt vas. Okay. So verbeel jou, ek dink die volgende Rugby World Cup 2027, so volgende jaar. Okay, nou, eerste vraag. So, verbeel jou dus die Rugby World Cup final, ons het dit gemaak, Suid-Afrika is in die final, Springbokke teen die All Blacks. En Suid-Afrika staan 'n baie beter kans om te wen, want ons het die beste spelers, ons het al die goeie ouens in ons span. En almal staan op die veld, en die fluitjie blaas, dis die kick-off. En die All Blacks spring weg, en die Springbokke staan. Al wat hardloop en tackle en skop en probeer om drie te druk is Osia. Die ander 14, daar's 15, die ander 14,
dis hoe sleg dit is. Ek kyk saam met my man rugby, ek beloof, ek verstaan net nooit wat daar aangaan nie. Die ander 14 ouens is op die veld, hulle is daar, hulle het hulle kleertjies aan, so hulle dra die teken daarvan dat hulle Springbokke is, maar hulle staan net en kyk hoe speel Kolisi. Gaan ons die game wen? Nee, Kolisi is nie so goed nie. Hoekom? Hoekom gaan ons nie wen nie? Want in so 'n wedstryd het jy elke ou se heel beste nodig. Jy sien nie, Lawan, gaan ek met my metafoor. Baie voorspelbaar doen, baie voorspelbaar. Tog is dit presies wat in kerke gebeur. En hoe baie kerke lyk. En hoe baie gelowiges lyk. Jy is gekies vir die Ospan, Basilaag gemeente, jy wat vandag hier sit, jy is die Springbok, jy staan daar op die veld, die vraag is, speel jy saam? Diakonia beteken, ek doen my deel, ek speel my rol, ek dien, waar die Here vir my vra om te dien. En miskien sit jy nou hier vandag en jy dink by jouself, dis nie waarvoor ek opgelei is, ek het dominee wou gewees het, sou ek het gaan swat het, dominee, ek het my werk, jy het joune, ek bly in my lyn, bly jy in joune. Kom ons draai dan nou gou na een van die manne wat daar was, een van die ouens wat gekies is, om hierdie bediening aan die weduwees te behartig. Stefanus. Van Stefanus lees ons net 2 goed. Hy was vol van geloof en vol van die Heilige Gees. So hier is my punt. Stefanus was nie 'n apostel nie. Hy was nie 'n predikant nie. Hy was nie 'n sendeling nie. Hy was 'n doodgewone ou. Sy storie begin nie met 'n mikrofoon nie. Sy storie begin met 'n skinkbord. In vers 8 lees ons dat die bonatuurlike krag van God deur hom gewerk het. Hoekom? Want die Heilige Gees was in hom. Dit was sy enigste kwalifikasie gewees. Die Heilige Gees was in hom. En die Heilige Gees het hom bekragtig om te doen wat God van hom verwag het. En ons weet nie wat Stefanus van beroep was nie, maar miskien was hy 'n geesvervulde sakeman. Miskien was hy 'n geesvervulde CA, of 'n geesvervulde onderwyser, of 'n geesvervulde loodgieter, of 'n geesvervulde gyminstrukteur, of 'n geesvervulde pensionaris. Maar omdat hy vol is van die Heilige Gees, kan God hom kragtig gebruik. Dis hoe diakonia werk. Klein diens na groot impak. Maar die Heilige Gees is besig met my. Die Heilige Gees bekragtig my. En hier sien ons 'n tweede belangrike beginsel. En dit is dat 'n kerk wat vol is van die Heilige Gees, het 'n goddelike mense fokus. Dit is belangrik. Diakonia begin by mense. En jy kan nie soos Jesus wil wees, of in Jesus se spore wil loop, as jy nie mense sien, soos Jesus hulle sien nie. Dit is belangrik. So jy sit dalk hier en jy dink, kerkwerk vir predikante en sendelinge, dis nie vir my nie, gee vir my boeke, gee vir my getalle, gee vir my enige iets, net nie mens, gee vir my diere. Ek sal nie veearts gaan help, ek net nie mense gee nie. Maar hoor mooi, God het sy Gees uitgestort, Handelinge 1 vers 8, op alle mense, nie net die apostels nie, nie net die dominees nie. Stefanus was nie 'n apostel nie, hy was nie een van die original 12 nie. Hy was gekies om tafels te bedien. Sy enigste kwalifikasie, hy was vol van die kragtige werking van die Heilige Gees. En omdat hy vol van die Gees was, en bereid was om binne in die kerk so iets so eenvoudig, soos tafels te bedien, het hy hierdie kragtige getuie vir God geword. En nou moet ek op my lip byt, om nie die res van Handelinge 6 vandag al met jou te deel nie, want dan weet ek nie waaroor preek Marius volgende Sondag nie. Maar volgende week gaan ons sien wat in hierdie ou se lewe gebeur het, omdat hy daai eerste klein treetjie gegee het om te sê, hier is ek, Here, gebruik my. Hy begin met 'n klein treetjie in die kerk, hoor mooi. Hy was bereid om in die kerk te dien. In die kerk het hy geoefen. En daarom was hy ook later gereed om Jesus met die ouens buite die kerk te deel.
maak nie saak wat die koste en die uitdaging daaraan verbonde was nie. En hier's 'n belangrike beginsel van die Heilige Gees, wat ek wil hê moet onthou vandag. Dit is wanneer die Heilige Gees oor jou kom, sit hy die hart van God die Vader in jou. So dit wat vir God belangrik is, word vir jou belangrik wanneer die Heilige Gees oor jou is. En wat is die hart van God? God se hart is mense. Mense. Dis hoekom ons dit gevier het. Dis hoekom ons die kruis gevier het. God se hart is mense. Gaan lees Lukas 15. Jesus verbeeld natuurlik vir ons dit wat God se hart is ten diepste. So gaan lees Lukas 15, 'n groep fariseërs raak kwaad vir Jesus oor hy saam met die tollenaars en die sondaars kuier. En dan gaan Jesus aan en hy vertel vir hulle 3 gelykenisse. Die gelykenis van die verlore skaap, die gelykenis van die verlore muntstuk en die gelykenis van die verlore seun. Ja, julle ken hulle al 3. Hy lê 'n klokkie by jou. En al 3 die gelykenis sê dat die hart van God is om mense te gaan soek en seker te maak dat mense nie verlore gaan nie. Nou kom ek maak dit net so 'n bietjie prakties. Vrydag het iets verskriklik met my gebeur. Nou is julle nuuskierig. Nou luister julle weer. Right, ek vat vir Tiani en nu daar na my ouers toe sodat ek kan werk. En in 'n split sekonde vra my ma vir my, waar's Tiani? En toe ek om my kyk, toe is Tiani nêrens nie. Ek sê vir jou, dit is die skerrieste woorde wat 'n ouer kan hoor. Ons roep, geen antwoord nie. Ons hardloop deur die huis, niks. Ons kyk oral, ek weet nie waar sy kan wees nie. Ek, soos 'n paniekerig hardloop ek buite toe straat toe. Ek's bang sy is in die straat, dat sy voor 'n kar gaan inloop. Ek hardloop swembad toe. Sy is ook nie by die swembad nie. Mika sit nou hier en smile, want sy was daar, sy die hele Betalia beleef. My ma sit vir Henno so in haar hande, sy hou vas. En ons my ma en my pa ook aan die soek hierdie. Mika staan, sy weet nie heeltemal mooi wat om met hierdie dingetjie nou te maak nie. Die meeste ouers hier weet ek weet presies waarvan ek praat. Daai paniek, daai dringendheid. Ek moet my kind nou kry, waar's my kind? Hallo, dit is hoe God oor jou voel. Okay? Lekker om dit te hoor, né? Maak jy so warm in jou hart. Okay, kyk gou na die ou langs jou. Alright, nou het almal net na hulle mans en vrouens of hulle gesinslede gekyk. Kyk nou na die ander kant toe langs jou. Na die ou wat jy nie saamgebring het nie. Dis hoe God voel oor daai persoon wat langs jou sit. Dis hoe God voel oor elkeen wat vandag daar buite rondloop wat nie hier binne is nie. Dis God se hart. Moenie worry nie, ons het al gekry. Ons het nie veel vertel wat gebeur het nie, maar ons het al gekry. Nie worry, dis okay. Die rede kom julle haar nie hoor nie, is oor Frik met hulle uitgestap het. Dis nie oor ons haar nie gekry het nie. Maar hoor net gou die punt wat ek hier wil maak, toe die haar nie weggeraak het. Het ek nie agteroor gaan sit en gesê, ag, is fyn, ek het nog een nie. Ek het nie, nee. Ek het gesoek, ek het gehardloop. My hart het so wild geklop, 'n halfuur later toe sê ek nog vir Mika, eerlikheid, my hart wil net nie bedaar nie. Hoekom? Wat is vir my kosbaar? Dis hoe God oor jou voel. Maar dis ook hoe God oor daai ou wat daar langs jou sit voel. Dis die hart van God. Dis hoekom Jesus bereid was om sy disippels se vuil voete te was. Want hulle was vir hom kosbaar. Hy het nie vir hulle gegril nie. Hulle was vir hom spesiaal. En wanneer die Heilige Gees oor jou kom, dan begin jy anders na mense kyk. Dan sien jy nie net mense nie, jy sien ouens wat kosbaar is vir die Vader. En dan doen jy enige iets, net soos wat Jesus dit vir ons kom wys het, om mense te bereik en mense te bedien. Dan doen jy kerk anders. Kom ek wil dit net onderstreep. Jy gaan eers kerk anders begin doen, wanneer jy hier rondom jou kan kyk en 'n genuine concern en 'n liefde en 'n omgee vir die mense hier om jou het. Want as jy net hier instap, en jy voel nie regtig vir die ou hier langs jou nie, is dit maklik om hier uit te stap, en nie die week te worry wat met daai persoon gebeur nie. Of nie daai ou se seer te voel as hy hier sit en het iemand hierdie week verloor nie. Jy doen kerk anders,
wanneer jy God se hart in jou het. Dan word kerk nie meer 'n plek waarin ek kom om bedien te word nie, maar dan word kerk 'n plek waarin ek kom om te kom dien. Lekker om jou in die kerk te hê, Peer. Kyk weer na Stefanus, hierdie man wat ons in Handelinge 6 ontmoet, vol van geloof, vol van die Heilige Gees. Die Vader se hart is in hom, hy volg in Jesus se spore, hy's bereid om te dien. Maar hy het nie net eendag uitgegaan en voor die fariseërs gaan staan en die evangelie voor hulle verkondig nie. Nee, hy het begin by diakonia. Hy het begin in die kerk om te dien soos Jesus. Hy begin daar sy eerste klein treetjie gee. Hy begin daar sy diensbaarheid oefen. En eers later, in die einde van Handelinge 6 en 7, sien ons dat hy tot en met sy laaste asem van die verlossing van Jesus kon getuig teenoor 'n skare wat hom vals beskuldig het en hom met klippe doodgegooi het. Nou nie bang wees as jy nou hier begin diensbaar wees, iemand jy met klippe gaan doodgooi nie, dis nie die moral of the story nie. Die moral is, jy moet hier begin oefen jou diensbaarheid. En dan gaan die Here jou vir groot dinge ook daar buite kan gebruik. En dit bring my by 'n eerlike vraag wat ons vandag vir onsself moet vra. Is God se hart regtig hier in Basileia gemeente? Is ons hart mense? Het ons 'n diep liefde vir mekaar hier binne? En gevolglik ook 'n diep omgee vir die mense daar buite? Of as ons eerlik is, het kerk al vir ons begin gaan oor ietsie anders. Ek hou van die manier hoe party mense sê, ek kom Sondag kerk toe om my tank vol te maak vir die week. Mense, kom ons vra dit reguit vir mekaar. Wat is vir ons belangriker? Die voorkeure van die gereddes of die redding van verlorenes? Wat is vir ons belangriker? Ek bevrees vir die meeste kerke vandag gaan dit meer oor die gemak van die ou in die banke. Ek wil kerk toe kom, ek wil 'n goeie ervaring hê, die dominee moet 'n fantastiese preek hê, ek wil huis toe gaan, no strings attached. Dis die kerk nie. Ek wil sommer jou net uitnooi vandag om jou eie hart te ondersoek. En vir die Heilige Gees te vra om vir jou te wys of dit nie dalk al jou benadering van kerk geword het nie. En ek wil hê met my hart hoor vandag, hierdie is nie 'n uittrap sessie nie. Ek staan nie vanoggend hier en beklei nie, glad nie. My pastorale aanslag is nie altyd so mooi soos Marius nie. Ek dink ek's baie kwaier as hy. Maar ek beklei regtig nie vandag nie. My hoop, my gebed vanmôre is om jou te help om weer oor kerk te dink soos wat God vir ons die voorbeeld in sy woord gee. En nou wil ek 'n voorbeeld gebruik. En ek sê weer, vat dit asseblief in die gees van omgee, waarmee ek dit vandag vir jou sê. Wie van julle hou daarvan om na kerk koffie te drink? Moet nou nie jok nie, die helfte van julle staan daar en koffie drink. Steek dit gou op jou hand. Wie van julle like die koffie in die blikkies? Ja, ons doen. Is nice. Is nice. Alright, so dit nou onlangs gebeur dat ons nie meer 'n persoon het wat die skinkery en die gasvryheid eintlik nou organiseer nie. En toe het ons as kerkraad, soos die apostels besluit, ons gaan julle as gemeente daarbey betrek. Ons gaan vir julle vra, wie sien van tyd tot tyd kans om te help, om die koppies te kom regsit, die brood te sny en die koffie te bedien. Ek kry sommer hoendervleis as ek dink aan hoe eender die situasie eintlik is, as Handelinge 6. So hierdie week donderdag, dink dit was donderdag, stuur Marius 'n WhatsApp boodskap uit op al ons WhatsApp groepe. As jy op ons WhatsApp groep was, jy 'n boodskap gekry. Hy wil hoor wie's bereid om vandag te kom help tee skink. Alright? So ek het gaan tel hoeveel telefoonnommers is op ons WhatsApp groepe. Daar's 710. Lekker, né? 710 telefoonnommers op ons WhatsApp groepe. Kom ons sê, meeste van my ouens kom nie op 'n gereelde basis erediens by, want kom ons sê 300
dalk is aktief. Kom ons sê net so. Wil julle raai hoeveel persone het gereageer en gesê, hier is my hand, ek is bereid om te kom help dien. Raai. Twee. Net twee. Net twee mense het gereageer. Net twee mense het hulle hande opgesteek. Net twee mense het gesê, ek is hier om te dien. Diakonia begin wanneer elke ou wat vandag hier sit, sê, Here, hier is ek, gebruik my. Gebruik my. Ons kan nie kerk toe kom en verwag hierdie ding moet soos 'n masjien hardloop. As ons elke keer amper half bakkant moet staan om te hoor, sal jy asseblief kom help nie. Ek beklei regtig nie vanoggend nie, maar ek wil dit vir jou sê, weet jy wat dit elke suksesvolle kerk, wat is 'n suksesvolle kerk? 'n Kerk wat groei en 'n kerk wat die boodskap, die evangelie daar buite kry. Wat het elke so 'n kerk in gemeen? Ek het 'n bietjie gaan navorsing doen, so ek antwoord hier uit die navorsing wat ek gedoen het. Ek is seker dit wat ek vir jou nou sê is die waarheid. Hulle het rye volunteers. Hulle het ouens, gemeentelede wat inkoop in die bediening van die kerk, onder die leiding van die Heilige Gees, wat die Vader se hart deel oor mense, en dit vergestaal in hulle diensbaarheid, in hulle diakonia, hulle dien soos Jesus. Dis waar die woord diaken vandaan kom. Maar in vandag se kerk het ons mos weggedoen eintlik met die terme diaken en ouderling. Maar dis wat 'n diaken eintlik doen. Maar ons het die fout gemaak om te sê, hierdie paar ouens is diakens. Hierdie paar ouens het die plig of die verantwoordelikheid om alles te doen. Want dit vat die verantwoordelikheid, of die gevoel van verantwoordelikheid ook by jou weg. Die kerk is 'n plek waar elke ou 'n bedienaar is. Die kerk is 'n plek waar daar 'n goddelike mensefokus is, en die kerk is 'n plek waar diakonia beoefen word, waar ons mense help en mense na Jesus toe wys. En ek wil regtig in die gees vandag by jou pleit om betrokke te raak. Om weer deel te raak by iets. Om iets by die kerk te doen anders as om net op 'n Sondag hier op te daag. En ek bid regtig dat die woord vandag in vrugbare grond in die harte sal val. En nie op die teerpad nie. En dat die voëls dit nie gaan kom oppik wanneer jy hier uitstap nie. Maar dat dit daai diep in daai vrugbare grond in jou hart is en dat dit sal groei. En dat die Heilige Gees vir jou gaan kom wys waar hy jou wil gebruik. En waar hy wil hê jy in die kerk moet dien. Pastoor familie, ons het vanoggend gesien dat 'n kerk wat vol is van die Heilige Gees is nie 'n kerk waar net 'n paar mense alles doen nie. Dis 'n kerk waar elke ou sy plek vol staan en waar elke ou sê, Here, gebruik my. En miskien sit jy dalk vandag hier en het jy dalk vandag 'n behoefte om meer te doen. 'n Behoefte om betrokke te raak, 'n behoefte om te dien. Jy sit nie seker waar of wat nie. Dan is ek hier om vir jou te sê, daar's baie verskillende diensgroepe, ek gaan hulle nou vir jou noem. En as die Here een van daai goed op jou hart druk, bel my. Kontak my, bel vir Marius, kontak hom. Kom sien my na die tyd, kom praat met my, en ek sal jou wys na die regte persoon toe, en daai persoon, ek beloof jou, hier is nie een bediening in hierdie kerk wat vir jou gaan sê, o nee, ons het genoeg mense, dankie. Ek bid dat die Here vir jou sal wys waar hy jou wil gebruik. So ons het die volgende bedieninge waarby jy kan inskakel, gasvryheid. Dis die ouens wat hier buite staan, die mense ontvang, wat koffie bedien, en moenie dink, ek wil net dit sê, as genoeg ouens hulle hande opsteek, is dit nie net een of twee wat elke Sondag die koffie moet bedien nie. As genoeg ouens hulle hande opsteek, dan gaan jy dalk een keer in 'n maand, een keer in 2 maande, daai verantwoordelikheid hê. Maar gasvryheid gaan ook oor meer as dit, gaan oor om nuwe ouens wat hier inkom, welkom te laat voel.
om ouens wat 'n bietjie laat inkom, as die kerk so vol is soos vandag, na hulle sitplek, na 'n oop sitplek toe te wys. Om mense welkom en tuis te laat voel. Ons het sending, ons sendingbediening is baie sterk, ons het nood en armoede. Ons het daar agter die bediening klank en die rekenaar. Ons het hiervoor die sangbediening. Ons het die RISPA bediening. Ons het die nuwe intrekkersbediening. Ons het die voedselprojek. Ons het die eiendomme werkgroep. Ons het die kleuters. Ons het die kinders. Ons het die tieners. Piek your piek. Partykeer wil jy graag betrokke raak, maar jy weet nie altyd waar of hoe nie. Hierdie is nou die oop uitnodiging. Ek wil jou vanoggend vra, nie as 'n dominee, maar as iemand wat saam met jou in hierdie gemeente die Here dien, waar gaan jy inskakel? Waar gaan jy begin dien? Waar gaan jy sê, hier is ek, Here, gebruik my? Kan maar aan. Ek wil net ietsie noem. Ons het met julle 'n groot stuk navorsing gedoen voor ek by die gemeente begin het. En hier is iets mooi in hierdie gemeente, die ding waarmee hierdie gemeente die beste is om te gee. So, dit sê iets van julle het oop hande, julle gee graag. En ek wil dit sommer net noem vandag, dat jy nie dink ek fokus net hier op 'n tekortkoming en 'n gebrek nie. Maar hierdie ding vra van ons om iets van onsself te gee. Nie net my beursie oop te maak en te gee nie, maar om iets van myself te gee. 'n stukkie van my tyd, 'n stukkie van my vaardigheid of kundigheid, 'n stukkie dien. God roep ons om nie net kerk toe te kom nie, maar om kerk te wees. Om diakonia te leef, om te dien soos Jesus. Nie net ek nie, nie net Marius nie, nie net die kerkraad nie. Nie net 'n handjie vol nie. Almal van ons. Want waar elke ou sy plek inneem en begin dien en die gees van God deur ons begin werk, gebeur Handelinge 6 vers 7 weer. Is dit nie ons behoefte nie? Is dit nie ons behoefte om te sien dat hierdie kerk uit sy nate uitbars nie? Is dit nie ons behoefte om te sien dat Witbank daar buite verander word, omdat daar so baie gelowiges is wat wil aansluit en deel is en wat gaan om hulle deel te leef daar buite nie. Die woord van God het verder versprei en die getal gelowiges het geweldig toegeneem. Dis my gebed. En ek hoop is jou ook vandag. Mag dit Basileus se storie wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die woord waarmee U ons elkeen vanmôre vermaan. Ons het nie vandag kerk toe gekom om net te kom luister nie. Ons het gekom om verander te word. Ons het gekom om beweeg te word. Ons het gekom om op die oproep van die Heilige Gees te reageer. Ons sit nie hier om ons tanks net vol te maak nie, Here. Ons sit hier om te vra, wat wil U van my hê? En Here Jesus, dankie dat U nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien. U is vir ons die perfekte voorbeeld hiervan. Dankie dat U vir ons kom wys het hoe ware diakonia lyk. By U sien ons 'n lewe regtig uitgestort verander, sodat hulle gered en verlos kan word en die liefde van die Vader kan verstaan. En Here, ons sê die hele tyd vir mekaar, ons wil in U voetspore volg. Dit is nou hier, Here, waar ons werklik wil trap waar U getrap het. En Here, vergewe ons vir daar waar ons kerk soms net 'n plek gemaak het waarin ons kom om te ontvang, maar waar ons nie altyd bereid is om self te gee nie, waar ons gesit het, maar nie gedien het nie, waar ons gekyk het, maar nie ingespring het nie, waar ons daai ou langs ons se behoefte nie raak gesien het nie. Heilige Gees, kom werk nou in ons elkeen se hart en kom breek elke stuk selfsug,
kom breek deur die grense van ons gemaksones, kom breek elke leuen in ons hart en ons kop wat sê, iemand anders sal dit doen. En kom gee in ons die Vader se hart, Jesus se hart, 'n hart wat sien, 'n hart wat omgee, 'n hart wat dien. Here, kom wys vir elkeen van ons vanmôre ons plek, daar waar U wil hê ons moet dien, en beweeg ons in die Gees om ja te sê, en ons hand op te steek vir diakonia, om te dien soos wat U gedien het. En gee vanmôre vir ons die moed om op te staan en betrokke te raak. Maak nie saak hoe skaam ons is nie. Gee ons net daai beweging, gee ons net daai skop wat ons nodig het vandag, Here, om te sê, ek is bereid om my hande vuil te maak vir die koninkryk. En kom breek deur elke verskoning van onbekwaamheid en elke verskoning van besig wees. En maak van Basileia gemeente 'n kerk waar elke ou dien, waar elke ou sy plek inneem, en waar die Heilige Gees kragtig deur doodgewone mense werk. En Here, mag met ons gebeur wat in Handelinge 6 gebeur het, mag U woord versprei deur ons diensbaarheid, soveel so dat mense gered word en die getal van gelowiges kragtig in Witbank toeneem. Sommige daar waar jy sit, sê net saam met my vanoggend, Here, hier is ek. Jy kan dit maar hard sê, Here, hier is ek. Gebruik my om te dien. Amen. Sê julle, lekker om met julle die woord te deel vanoggend. Ek is opgewonde. Ek is nog steeds net so opgewonde soos aan die begin. Kom ons staan saam en dan spreek ek die seën oor. Basileia familie, mag die Here jou seën, mag hy jou beskerm, mag hy tot jou redding verskyn en jou genadig wees, en mag hy jou gebede verhoor, en aan jou sy volmaakte vrede gee. Amen. Amen.